Vandag se lesie gaan nog weer oor eksponente en eksponentwette. As ons net gou kyk na ons wet 1, wat ons nou al gesien het, het ons gesê as ons die selle grondtalle met mekaar vermenigvuldig, dan hou ons die grondtal dieselfde en ons tel die eksponente by mekaar. Ons wet 2 het gesê as ons dieselfde grondtalle het en ons deel hulle met mekaar, dan gaan ons die grondtal dieselfde hou en die eksponente aftrek. Ons skryfwyses het ons gesê, kan wees a tot die mag m gedeel deur a tot die mag n, en dit is a tot die mag m minus n, en as ek dan kyk na die ander skryfwyse van a tot die mag m gedeel deur a tot die mag n, dan is dit nog steeds a tot die mag m minus n. Vandag gaan ons nou kyk na ons derde wet van eksponente en eksponentwette. Wet 3 gaan oor die heffing van 'n mag tot 'n verdere mag. As julle nou mooi sal onthou, het ons gesê as ons kyk na a tot die mag m, het ons mos gesê hierdie a is ons grondtal of ons basis. Daai m het ons gesê is ons eksponent. En die hele a tot die mag m het ons mos gesê is ons mag. Nou wanneer ons praat van ons verhef 'n mag tot 'n mag, beteken dit ons gaan hierdie a tot die mag m nog weer verhef tot die mag n. Met ander woorde, ek het nou hier my basis, wat my basis of my grondtal is. Hierdie is mos nou my eksponent. Hierdie hele dingetjie is my mag. Maar nou, omdat ek hom weer verhef tot 'n mag, is daai ook mos nou 'n mag. Met ander woorde, dit is wanneer ek 'n mag weer verhef het met nog 'n eksponent. Nou wat die reël vir ons sê, wanneer ek 'n mag, met ander woorde a tot die mag m, verhef tot 'n verdere mag, met ander woorde ek gaan hom n keer nog met homself vermenigvuldig, hou ek die grondtal of die basis dieselfde en ek vermenigvuldig die eksponente met mekaar. Met ander woorde, as ons na 'n voorbeeld kyk soos a tot die mag 2 tot die mag 3. As ons mos nou gekyk het na ons basiese eksponentwet, het ons gesê dat hierdie eksponent sê ek moet dit wat in hakies is soveel keer met homself vermenigvuldig. Met ander woorde, dit word a tot die mag 2 maal a tot die mag 2 maal met a tot die mag 2. En dan kan julle nou onthou uit ons wet 1 uit, het ons gesê as ons dieselfde grondtal met mekaar vermenigvuldig, dan gaan ek die eksponente by mekaar tel. So dit word mos nou a tot die mag 2 plus 2 plus 2, en dit gee vir my a tot die mag 6. Met ander woorde, julle kan uit hierdie voorbeeld uitsien dat a tot die mag 2 verhef tot die mag 3, gee vir my 'n antwoord van a tot die mag 6. So die kortpad wat ons kan sê is ons hierdie 2 maal met die 3, dan kry ons antwoord van a tot die mag 6. Enige voorbeeldjie waarin jy kan dink, x tot die mag 3 verhef tot die mag 4. Dit sê vir my dis x tot die mag 3 4 keer met homself vermenigvuldig. So as ek hom 4 keer met homself vermenigvuldig, dan gaan ek sien, omdat ek my basis dieselfde is, daai eksies, almal is eksies,
hou ek my basis dieselfde en ek tel my eksponente by mekaar, wat mos nou die 3 en die 3 is. Met ander woorde, ek gaan kry 3 plus 3 plus 3 plus 3. En as ek dit by mekaar tel, dan kry ek x tot die mag 12. En julle kan sien, as ek het x tot die mag 3 tot die mag 4, is die kortpad sommer om hierdie 2 met mekaar te vermenigvuldig, dan kry ek, dit gee vir my 'n antwoord van x tot die mag 12. Ons doen net nog so 'n paar voorbeelde as ons kyk na 2a kwadraat se kwadraat. Dit beteken mos nou eintlik, dit is 2a kwadraat maal met 2a kwadraat. En dit gee vir my 4a tot die mag 4. Nou as ons die kortpad metode vat, dan gaan ons nou sien, ek het hierdie 2a kwadraat verhef tot die mag 2. Nou in hierdie hakie staan hier by die 2 mos 'n spook 1. So, as ek my wet nommer 3 gaan toepas, gaan dit beteken ek moet hierdie 1 maal met 2. En onthou, my basis is in hierdie geval hierdie 2kie. So, ek gaan my basis 2 hou en daai word 1 maal met 2. Dan net so is my volgende basis is A. So ek hou my basis hier A en dan is die volgende ding wat ek moet doen, ek moet daai 2 maal met die 2. So dit word A tot die mag 2 maal 2. En dit gee dan vir my 'n antwoord van 2 tot die mag 2 A tot die mag 4. 2 tot die mag 2 is 4a tot die mag 4 en my finale antwoord is 4a tot die mag 4. As ek byvoorbeeld kyk na 2x kwadraat uit tot die mag 4 verhef tot die mag 5, dan gaan ek weer eens kyk, as ek my kortpad toepas, hier staan 'n enetjie, ek moet daai 1 maal met die 5. Elkeen van hierdie komponentjies 1 maal 5 met sy basis. Hierdie basis moet ons hê, daai 1 moet ons maal met die 5. Dan het ons volgende basisie is mos hierdie x. Daai 2 moet ek maal met die 5. Met ander woorde, dit word x tot die mag 2 maal 5. My volgende basis wat ek het, is y. Ek moet daai 4 maal met die 5, met ander woorde, ek kry y tot die mag 4 maal 5. As ek dit nou mooi uitwerk, dan kry ek my antwoord is 2 tot die mag 5, x tot die mag 10, y tot die mag 20. En as ek nou my antwoord mooi skryf, 2 tot die mag 5, gaan julle al gou uit julle koppe uitleer, is altyd 32. Nog 'n voorbeeldjie, as ons kyk a tot die mag 3, b tot die mag 6, tot die mag 3. Met ander woorde, ek het 'n mag verhef tot 'n mag. Nou moet ek net weer mooi kyk, my eerste basis is a, en sy eksponent is 3, moet ek maal met die 3. Met ander woorde, ek kry dit is a tot die mag 3 maal 3 is 9. My volgende basis is my b. En b se eksponent is 6 en ek moet daai 6 maal met die 3. Met ander woorde, ek kry b tot die mag 6 maal 3 is 18. As ons nou net nog kyk na 'n voorbeeld soos 2a tot die mag 3 maal met 3a kwadraat tot die mag 3. Onthou nou, hierdie 2a tot die mag 3 staan buite die hakkie wat verhef is tot die mag. Daai 2a tot die mag 3 staan nou heeltemal buite die hakkie
wat verhef word tot 'n volgende mag. Hierdie hakkie word nou verhef tot 'n volgende mag, is 'n mag wat verhef word tot die mag 3. Met ander woorde, as ek hierdie sommetjie nou gaan doen, gaan ek my 2a tot die mag 3 net eers weer so oorskryf en dan gaan ek die som doen met my 3a kwadraat wat verhef word tot die mag 3. Nou onthou hier staan 'n spook 1, so ons moet daai 1 maal met 3 en dit word 3 tot die mag 3. Dan moet ek nou weer my 2 maal met 3. So daai word a tot die mag 2 maal 3 is 6. Nou kan ek hiervandaan af my verdere sommetjie doen deur te gaan kyk wat eers weer te gaan vereenvoudig. So ek het 2a tot die mag 3 en 3 tot die mag 3 gee vir my 27. Gee vir my 27a tot die mag 6. Nou kan ek mos my getalletjies met mekaar vermenigvuldig. Nou kan ek my getalletjies met mekaar vermenigvuldig. Dit gee vir my 2 maal 27, gee vir my 'n antwoord van 54 en ek pas my wet nommer 1 toe wat sê wanneer ek dieselfde basisse met mekaar vermenigvuldig, gaan ek hulle magte by mekaar tel. So my selfde basis is A, die maggies wat ek by mekaar tel is dan 3 plus 6, met ander woorde, my finale antwoord gaan wees 54 a tot die mag 9. Goed, dit is dan nou 'n hele paar voorbeeldjies wat ons saam gedoen het. Ek gaan vir julle nou huiswerk sommetjies gee. Julle kan hierdie lesie inoefen deur elkeen van die huiswerk sommetjies te voltooi wat ek vir julle gaan neerskryf. Geniet die lesie.